Goeienaand, geliefdes in Here Jesus Christus. Wat 'n wonderlike en ongelooflike voorreg is dit nie om vanaand weer saam met julle bymekaar te wees en om die woord van die Here te kan oopmaak en daaruit te kan leer nie. Dit is vir my 'n groot voorreg om elkeen van julle wat ingeskakel het en elkeen van julle wat die video by die huis kyk, dan ook op hierdie manier te kan bedien met die woord van die Here. Ek wil regtig aan elkeen dankie sê wat die skakels deel, wat die boodskap versprei en wat ons help om 'n lewe te leef wat daar vir ons voorgeskryf word in die woord van die Here Jesus Christus. Daarom, sonder om verder te gaan, kom ons praat met die Here Jesus Christus en dan nader ons net tot die Here in gebed. Vader, aan U al die eer en die aanbidding van ons harte. Aan U Koning Jesus die lof van ons lewens. Vader, ons bring aan U al ons gebede, al ons gedagtes. En kom vra dat U dit alles sal kom vasvang soos wat ons die woord gaan open vanaand. Help ons Here om weer daar te wees toe die Tessalonisense hierdie brief vir die eerste keer geopen het en die woorde van Paulus gehoor het. Help ons om daaruit die waarde en die lewe te kan put wat ons nodig het om beter kinders van God te wees. Help ons Here Jesus om dit op 'n ordentlike manier in ons lewens toe te pas en ons eie lewens en die lewe van mense rondom ons daardeur te verander. Ag Here, gee vir ons die verstaan. Vader, ons is daarvan bewus dat dit net deur U Heilige Gees is dat ons U kan aanbid. Dit net deur die Heilige Gees is dat ons U woord kan verstaan en kan verstaan wat dit beteken en wat 'n mens moet doen om U te behaag. Here, ons het 'n begeerte om U te behaag. Ons het 'n begeerte, Here, om lewens te leef wat vir U welgeval. Lewens te leef, Here, sodat eendag wanneer ons voor U staan, ons nie skaam mag wees nie, maar dat ons daar sal staan as gevormde kinders van God, wat gebytel en gekap is, wat gevorm en gedruk is deur die heilige woord van God, om 'n voorwerp van eer vir U te wees. Laat ook die lig wat ons in hierdie skrif sal leer, deur ons vloei en buitentoe skyn na hierdie wêreld. Laat dit die donker hoeke van hierdie aarde verlig, Vader. Mag dit vir ons sout maak, mag dit vir ons lewe maak. Ag en Vader, mag U daardeur tot in alder ewigheid verheerlik word. Ons aanbid U Koning Jesus en vra dat U elkeen sal seën wat vanaand ingeskakel is. En ook elkeen wat op 'n latere stadium na hierdie video gaan kyk. Aan U al die ere, o God en Here, tot in ewigheid. Amen. Soos gewoonlik gaan ons vanaand dan begin met ons vraagie. En vanaand se vraag is, wat is die verskil? Wat is die verskil? En net om so 'n klein bietjie agtergrond te gee oor die vraagie, sodat ons onsself kan voorberei om die vraag weer vir onsself en voor die Here te vra aan die einde van vanaand se Bybelstudie, wil ek ons terugsit binne in die konteks van 1 Tessalonisense. Die mense in Tessalonika was 'n jong groep Christene wat alreeds baie dinge moes deurmaak. Nie net het hulle ernstig gelei onder hulle eie volksgenote en onder die Romeinse regering wat hulle aangeval het omdat hulle Christene was en waarskynlik gedink het dat hulle teen die keiser was nie, maar daar was 'n klomp sogenaamde Christene gewees wat in die kerk ingekom het en die kerk allerlei dwalinge geleer het, allerlei verkeerde dinge vir hulle kom leer het. Laasweek het ons ook gesien dat hierdie verkeerde dinge wat aan die kerk geleer was, nie iets is wat die kerk reeds oorwin het en wat daar in die verlede gebly het nie, maar dat dit maar nog sake is waarmee die kerk vandag nog worstel. Ernstige probleme wat in die kerke ingekom het, waar die duiwel dit reg gekry het om 'n klein klem verskuiwing te maak en so die waarheid omver te gooi. En nou sien ons in hierdie vraagie dat ons vra, wat is die verskil wat die ware evangelie maak en wat is die verskil in die lewens van hulle wat die ware evangelie aangeneem het? So miskien gee dit so 'n klein bietjie meer konteks. Wat is die verskil wat die ware evangelie maak in ons samelewing, in ons geestelike lewe, in ons dorp, in ons land en hoe lyk die lewens van kinders van die Here dan nou anders wanneer hulle hierdie evangelie aangeneem het? Nou sonder om te ver voor te spring,
Kom ons gaan lees die gedeelte in 1 Tessalonisense 2 vanaand en ons gaan saam lees tussen vers 13 en 16 om mee weg te strek. Kom ons begin saam te lees uit vers 13. Daarom dank ons God ook sonder ophou dat, toe julle die woord van God ontvang het wat deur ons verkondig is, julle dit aangeneem het nie as die woorde van mense nie, maar soos dit waarlik is as die woord van God, wat ook werk in julle wat glo. Want julle, broeders, het navolgers geword van die gemeentes van God wat in Christus Jesus is in Judea. Omdat julle ook dieselfde dinge gelei het van julle eie stamgenote, net soos hulle van die Jode, wat ook die Here Jesus en hulle eie profete gedood en ons vervolg het en God nie behaag nie en teen alle mense gekant is. Deurdat hulle ons verhinder om tot die heidene te spreek, dat hulle gered kan word, sodat hulle die maat van hulle sondes gedurig vol kan maak. Maar die toorn het oor hulle gekom tot die einde toe. Ons gaan vereers net tot daar lees uit die kosbare woord van die Here. Voordat ons dan nou wegtrek en kyk na die gedeeltes tussen vers 13 en 16, is dit vir ons waardevol om eers te onthou waar in Thessalonika en in die brief aan Thessalonisense ons onsself bevind. En 'n mens begin hoofstuk 2 van hierdie brief te lees amper asof dit 'n hofsaak is, waarin Paulus homself en die evangelie wat hy verkondig het, amper soos 'n hofsaak aanbied aan die Thessalonisense. En hier in hierdie hofsaak roep hy dan die een bewysstuk na die ander bewysstuk en die een getuie na die ander getuie. Sy hoop is dat die mense in Thessalonika na hierdie dinge sal kyk en sal besef dat hulle met 'n ware lewende God te doen het, wat 'n ware lewensveranderende evangelie aan hulle verkondig het. As 'n mens so vinnig deur die teks lees, kry 'n mens dan tussen vers 1 en 13 drie getuies of bewyse van hierdie evangelie wat Paulus verkondig het. En in die eerste plek roep hy homself as 'n getuie, sowel as die wat saam met hom die evangelie daar verkondig het. So lees ons byvoorbeeld die volgende in vers 8. Terwyl ons so na julle verlang het, was dit ons aangenaam om aan julle nie alleen die evangelie van God mee te deel nie, maar ook ons eie lewe, omdat julle vir ons dierbaar geword het. En in vers 8 kom verduidelik hy aan hulle dat hierdie evangelie wat hy aan hulle verkondig het, was geïllustreer in hulle eie lewens. Hulle was die bewyse gewees dat hierdie evangelie iets beteken het. Hulle was die rede waarom 'n mens dit kon glo, want 'n mens kon dit in hulle lewens sien. Mens kon ervaar dat Paulus en Silas en die mense wat saam met hom die evangelie gaan verkondig het, anders was as ander mense. Hulle het anders opgetree, hulle het anders oor sake gedink, hulle het ander motiewe en ander waardes gehad. En Paulus kom hou hulle eie lewens aan hierdie mense voor en sê, onthou net 'n bietjie wie ons was toe ons daar by julle was. Onthou die evangelie wat ons aan julle verkondig het. Onthou ons gesindhede en ons geaardhede. Onthou dat ons nie probeer het om mense te behaag nie, maar dat ons altyd deur God behaag het. Onthou dat ons nie op julle geteer het en vir julle gevra het vir julle geld nie, maar dat ons dag en nag hard gewerk het om onsself te kan onderhou, sodat ons die geleentheid gehad het om aan julle die evangelie te verkondig. Onthou, ons het dit nie gedoen om gewild te wees nie, maar ons het dit juis gedoen sodat ons die geleentheid kan hê om te ly vir die Here Jesus Christus, sodat julle kan sien dat as iemand bereid is om te ly vir die Here Jesus Christus, daardie persoon die waarheid moet praat, want niemand sal ly vir 'n leuen nie. Sy tweede getuie is God self. In vers 5 skryf hy die volgende, want ons het, soos julle weet, ons nooit met vleitaal opgehou of met bedekte hebsug nie, God is getuie. En Paulus is so versekerd van sy saak, so versekerd van die waarheid, dat hy die groot regter inroep om namens hom te kom getuig. Daar is tog niemand in die wêreld wat meer uitverkoop is aan die waarheid as God nie.
Niemand kan die waarheid beter verkondig, kan die waarheid beter vertaal as die Here self nie. En God sê, as julle vir iemand wil vra of dit wat ons vir julle geleer het en dit wat ons vir julle gegee het, die waarheid was of een of ander leuen, gaan vra God self. En laat God self kom en getuig op ons onthaalwe om te sê dat ons die waarheid verkondig. Nou kyk, om vir mense te sê, kyk maar na my lewe, en kyk maar na die dinge wat ek glo en die waardes waarvoor ek staan en die manier hoe ek optree en gebruik dit as 'n bewyse vir die evangelie, in steede van teen dit, soos wat baie keer die geval is baie braaf. Maar om vir God self as getuie te roep, is baie, baie braaf. God wat die harte ken, God wat die gedagtes ken, God wat ons motiewe ken, God wat die innerlike mens ken. Ek dink elkeen van ons sou geweet het dat ons gedagtes en die bedoelinge van ons harte baie openbaar sou word, dat op 'n skerm langs ons sou speel, sou baie versigtiger met mense gewerk het en baie versigtiger rondbeweeg het. Maar God wat al hierdie dinge sien, word ingeroep as 'n getuie om namens Paulus hulle te getuig. En dan die derde getuie wat Paulus inroep is, ek wil amper sê, 'n verrassingsgetuie. Nie een waarin hulle gewoond sou gewees het nie, maar God roep hulle self as 'n getuie. In vers 9 skryf hy aan hulle, julle onthou tog, broeders, ons arbeid en inspanning, wat terwyl ons nag en dag gewerk het om niemand van julle te beswaar nie, het ons die evangelie van God aan julle verkondig. Paulus sê, hey, julle was daar, julle onthou tog wat dit was. Julle het gevoel hoe die gees van die Here beweeg in Thessalonika. Julle het ervaar hoe mense se lewens deur hierdie evangelie veranderd is. Julle was daar toe die waarheid van die evangelie mense totaal en al verander het, totaal en al nuut gemaak het. Julle was daar by elke bekering, elke boodskap, elke woord. Julle was teenwoordig in ons lewens. Kyk, as ons eie baie kwaai getuie is, met ander woorde, ons getuig op 'n baie kwaai en baie streng manier oor onsself, is God seker nog strenger, omdat God alles van ons weet. Maar strenger selfs is die ander mense, wat altyd fout kan vind in 'n mens en nooit iets goeds in jou kan sien of onthou nie. Paulus sê selfs julle eenvoudige, doodgewone mense wat geneig is om te fokus op dit wat verkeerd is, selfs julle moet, as julle eerlik is, sê, maar daar was iets gewees aan hierdie evangelie, daar was iets gewees aan hierdie woord van God, wat aan ons verkondig is. En nou gaan Paulus so 'n bietjie sy fokus swaai in die volgende gedeeltes, en hy gaan nie meer praat noodwendig oor die verkondiger van die evangelie nie, maar hy swaai sy fokus bietjie na die evangelie self, en dis waar ons onsself bevind in vers 13 van hierdie gedeelte. So kom ons kyk, wat sê hierdie eerste vers? So dan uiteindelik kom Paulus by vers 13 en sy fokus verskuif na die woord van God. Hy begin vers 13 met die woorde, daarom dank ons God sonder ophou dat, toe julle die woord van God ontvang het wat deur ons verkondig is, julle dit aangeneem het, nie as die woord van mense nie, maar soos dit waarlik is, as die woord van God, wat ook werk in julle wat glo. En terwyl hierdie eenvoudige sin is, waarin Paulus eenvoudig vir hulle sê, hy is dankbaar teenoor die Here, en hy dank die Here konstant, elke keer as hy daaraan dink, dat hierdie mense, toe Paulus dit verkondig het aan hulle die eerste keer, nie hierdie woord aangeneem het, asof dit iets was wat Paulus verkondig het nie, maar hulle dit aangeneem as die woord van God. En dis 'n slaggat waarin baie mense baie keer trap, om die mens te verheerlik, en nie die God wat verkondig word nie. Dis presies wat in Korinthe gebeur het. Aan die Korintiërs skryf Paulus baie keer dat dit nie saak maak wie hulle gedoop het, of wie aan hulle die woord verkondig het, of onder wie hulle tot bekering gekom het nie. Wat saak maak is dat dit die Here is wat die doop vir hulle gegee het, dat dit die Here is wat hulle bekering skenk, en dat dit die Here is wat met hulle bemoeienis gemaak het. Maar
as mense is dit partykeer baie makliker vir ons om te fokus op die dinge wat ons kan sien, die dinge wat ons kan ervaar en die dinge wat ons partykeer kan voel en hoor. Paulus sê dat hy egter vir die Here dank dat hierdie glad nie die geval was in Thessalonika nie, maar toe hy daar kom en die woord van die Here aan daardie mense begin verkondig het, was dit amper asof hulle van die begin af geweet het, hierdie woorde kom nie van 'n mens af nie, dit kom van die Here af. En ek dink dat Paulus 'n bietjie van 'n leidraad gee as waarom mense so mag gedink het wanneer hy die brief aan die Korintiërs skryf. Jy sien in die Korintiërs skryf hy ook dat as hierdie evangelie wat hy verkondig het, van 'n mens afgekom het, het dit glad nie gelyk soos wat dit vandag lyk nie. Die evangelie, as ons met mekaar moet eerlik wees, klink nie regtig soos iets wat 'n mens uitgedink het nie. Dit klink soos 'n slegte idee. Ek meen, die waarheid is dat God volmaak en heilig was en dat die mens gesondig het. Daardie deel is nog goed. Maar in die manier hoe God hierdie sonde vergeld het, die manier hoe God hierdie sonde gestraf het, was nie soos die Griekse gode van daardie tyd wat mense met 'n weerligstraal gegooi het of met een of ander vloek getref het nie. Nee, inteendeel, hierdie God word self mens, hy gaan in nederigheid terwyl hy geen nederigheid nodig gehad het nie. En hy word 'n mens en hy lewe 'n eenvoudige lewe, die seun van 'n timmerman, en hy sterwe aan 'n kruis onder die hand van sy vyande, sodat hy kan oorwin. In al die geskiedenis, oor al die eeue, het niemand nog ooit gesterwe om te wen, behalwe die Here Jesus Christus nie. As ek vandag in een of ander oorlog betrokke moes raak met 'n ander land, en ek sou hier almal saamroep en ek sê, goed julle, om hierdie land te oorwin is dit baie eenvoudig. Al wat ons moet doen is ons moet sterwe, gaan dit verseker nie soos 'n goeie idee klink nie. En tog in die lig van die evangelie is dit presies wat God gedoen het. Hy het sy lewe afgelê sodat ons mag lewe. Die koninkryk van die Here Jesus Christus wat hy verkondig het, is nie 'n koninkryk wat menslik sin gemaak het nie. 'n Mens moes jouself verneder as jy die hoogste en die grootste in die koninkryk van God wou wees. Die een wat die hoogste posisie gehad het, was die een wat die meeste gedien het. Om te lewe, moet jy eers in die grond val en sterwe, sê die Here Jesus Christus. As jy nie in jou self sterwe en jou kruis opneem nie, sal jy hom nie kan volg nie. As jy nie jou lewe lief het, sal jy dit verloor, maar as jy jou lewe nie lief het nie, sal jy dit vind in die Here Jesus Christus. Dis nie 'n evangelie wat sin maak nie. Dis 'n evangelie wat teen die natuur van die mens gaan. Ek meen, dis menslik om agter dinge wat lekker en goed en aangenaam en vinnig is, aan te gaan. Losbandigheid is natuurlik vir die mens. Om te jok en te steel en te moor en te slaan en te beklei en aaklig met mekaar te wees is amper natuurlik vir die mens, omdat ons met hierdie sondige natuur gebore word. Niemand leer vir ons om sonde te doen nie. Ons werk dit op 'n manier self uit, soos 'n voeltjie uitwerk hoe om sy nes te bou. En hierdie evangelie kom na die mens en hy sê, maar die ware manier om te lewe, die manier hoe die Here jou wil laat lewe, is absoluut in kontras met dit wat jou natuur vir jou sê. Met dit wat jy in jou liggaam kan voel en ervaar. En Paulus sê, maar as ek hierdie evangelie verkondig het, en julle het gedink dit kom van mense af, dan sou dit vreemd gewees het. Dis wat hy in die Korintiërs stuur. Hy sê, in steede van dit verkondig ek Jesus Christus en hom as gekruisigde, ietsie wat vir die Grieke soos dwaasheid is, en vir die Jode tot aanstoot. Maar dis omdat hierdie evangelie nie van 'n mens afkom, dat dit met menslike redenasie uitgeredeneer kan word en kan sin maak nie. Dis juis omdat dit van God afkom, omdat dit van hierdie goddelike wese afkom wat ver bo ons begrip en ons verstand is. Hierdie goddelike wese wat alles in die heelal in sy hande hou. Wat so groot is dat ons nie eers kan begin om dit te pyl nie. So magtig is dat ons nie eers daaraan kan dink om hom te verstaan nie. Dis hy wat hierdie evangelie uitgedink het. Daarom sê Paulus dat hy dankbaar is dat toe hierdie mense hierdie evangelie gehoor het, hulle besef het dat dit wat nou vir hulle geleer word, hierdie roering wat hulle in hulle hart ervaar, nie van mense afkom nie, dit kan nie van mense afkom nie, maar dit is die woord van God.
Dit is die woord van God. Dit kom direk uit die Here se hart uit. Vandag nog is al mense wat die kerk van die Here Jesus Christus aanval en sê dat die Bybel nie die woord van God is nie, maar net die woord van God bevat. Met ander woorde, partykeer word die Here aangehaal binne in die skrif en dit is die woorde van God, maar die hele Bybel in sy geheel is nie die woord van God nie. En hier kom Paulus kontra na dit en kyk na die ganse evangelie, die ganse waarheid van die Here Jesus Christus en hy sê al hierdie dinge is woord van God. En dan kom hy en hy gee amper 'n ondersteuning van hierdie woord van God, hierdie waarheid wat hulle dan ontvang het en hy sê wat ook werk in julle wat glo. En as ek dit in eenvoudige Afrikaans kan uitdruk, sê hy eenvoudig, maar hierdie woorde van God, hierdie, ek wil amper sê, woord, hierdie boodskap wat gekom het van 'n ander plek as tussen ons, dit was nie 'n wêreldse ding nie, dit het nie van hierdie aarde afgekom nie, maar ietsie wat van buite hierdie aarde na ons toe gekom het, hierdie woord van God het met ons in aanraking gekom en dit het ons nie onveranderd gelos nie, maar dit het binne in ons begin werk, begin verander, begin vernuwe, begin bou, begin verheerlik, begin heilig, begin suiwer, begin skoonmaak. En hy sê, kyk na julle lewens, kyk na die lewens van ander mense wat hierdie woord van waarheid aangeneem het en sien dan dat hierdie woord van die Here nie net in die mense gemoed kan gaan stil hê nie, maar dat dit 'n verandering, 'n verwesenliking bring en soos wat 'n mens met dit in aanraking kom, dan verander dit wie jy is. Verander jou simptoom. Jy sien, ek het hier op die prentjie hier langs my het ek die waarheid wat aangekondig word en die waarheid was nie in 'n mens nie en daar is nou maar die simbool van 'n man en 'n vrou en 'n kruisie daardeur. Dit kom nie van mans en vrouens af nie, maar dit kom van die Here af, daar uitgebeeld deur die simbool van die heilige drie-eenheid en dit werk in ons heiligheid. Nou ek wil net vir 'n oomblik hier stil staan. Daar's baie keer mense wat vir my vra, maar hoe kan ek seker wees dat ek gered is? Hoe kan ek seker wees dat daardie keer toe ek my hart vir die Here wou gee, dat ek werklik tot bekering gekom het en dat ek werklik gered is? Daardie keer toe ek my hand opgesteek het in die kerk, daardie keer toe ek die uitnodiging ervaar het, daardie keer toe ek op my knieë gegaan het, of toe ek gehuil het, of toe ek in my stilte gebid het, of soos wat ek groot geword het en nog altyd gedink het ek het die Here gedien, hoe weet ek dat hierdie gees van my werklik gered is? En dan wil ek amper vir jou sê, wel, dis baie eenvoudig, net soos in hierdie gedeelte, as jy die woord van God in jou lewe gehoor het, die woorde wat nie van mense afkom nie, maar die woorde wat van buite hierdie wêreld afkom, dan het daardie woord binne in jou begin werk van die oomblik dat jy dit gehoor het. En hierdie werk wat gedoen was, het begin om jou lewe te verander, sodat wanneer jy vandag terugkyk oor jou lewe 'n paar jaar, dan sien jy hoe die evangelie jou gewas het en skoon gemaak het en verander het en hoe die beeld van die Here Jesus Christus stelselmatig na vore gekom het. Nie dat jy alreeds volmaak is nie, nie dat jy alles alreeds ontvang het nie, maar daar is 'n duidelike teken van werk, van heiligmaking in jou lewe. Dit is die bewyse van ons redding. Dis hoe ons weet dat ons by die waarheid was, dat ons by die regte woord van God uitgekom het. Ek meen, ek dink baie keer dat as ek vandag moet die persoon ontmoet wat ek 'n paar jaar terug was, sou ek nie graag met daardie persoon eers noodwendig geassosieer wou word nie, as gevolg van die keuses en die besluite en die denkpatrone van daardie ou mens. En daardie ou mens sou homself nie wou geassosieer het met die persoon wat 'n paar jaar van tevore allerhande dinge gedoen het en by allerhande dinge betrokke was. Nie dat ek 'n vreeslike, verskriklike, aaklige geskiedenis het, boonbehalwe wat ek oor getuig nie, maar
Die Here is so besig om te werk in 'n mens se lewe, so besig om jou te verander en jou te vernuwe, dat as jy vandag terugkyk na die persoon wat jy was 'n paar jaar terug, dan kan jy nie glo dat jy dit ooit reg gekry het om so ver van die Here af te leef nie. Dat jy dit ooit reg gekry het om so in jou eie lewe vasgevang te wees nie. En mag die Here genade gee dat as ek op hierdie pad van heiligmaking aanhou, dat ek eendag ook sal terugkyk na vandag en sê, maar daardie Martin wat daardie dag besig was met daardie Bybelstudie is nie naasten by waar ek vandag is nie, want vandag lewe ek selfs nog nader aan die Here Jesus Christus. Vandag loop ek nog 'n heiliger pad saam met die Here. Want hierdie evangelie wat in my begin werk het in my aanhou werk en geheilig en gereinig en verander en vernuwe na die beeld van die Here Jesus Christus. In elkeen wat glo. Die Bybel is vir ons baie duidelik dat sonder heiligmaking sal niemand God sien nie, want die oomblik wat jy gered is, dan begin daar hierdie proses van skoonmaak, van regmaak, van weer terugbring na die beeld van die Here Jesus toe wat jy behoort uit te leef. Mag die Here aan ons almal genade gee om te kan getuig van hierdie pad, om te kan terugkyk oor ons lewens en in eerlikheid vir onsself te kan sê, maar hierdie dinge sien ek in my lewe, hierdie dinge ervaar ek in my lewe, ek kan sien hoe die Here besig is om uit my te werk, en dankie Here, dat U besig is om met my te werk. Dankie dat U my nie maar net toelaat om my gang te gang en in sonde verlore te raak nie, maar dat U my bytel en breek en my op allerhande paaie stuur in my lewe, sodat ek geheilig en gereinig en gesuiwer kan word ter wille van U naam. Want al die hel wat ek al in my lewe deurgegaan het, is die moeite werd, as ek vandag nader aan die Here Jesus kan leef. Dis waarvan Paulus praat. En hy sê vir hierdie mense, hy herinner hierdie mense in Thessalonika, en hy sê, kyk net 'n bietjie na wat hierdie evangelie in jou lewe gedoen het, want ek dank die Here, ek kan sien dat dit 'n verandering gemaak het. Die valse vuur, die valse evangelie maak van die mense slaaf, dit maak van die mens 'n emosionele wrak, dit maak van die mens iemand wat rondgegooi word van kant na kant. Maar die ware evangelie maak van die mens 'n kopie van die Here Jesus Christus, dag vir dag, stukkie vir stukkie. Wat 'n wonderlike Here dien ons nie. Kom ons kyk ook na wat sê Paulus in die volgende vers. In vers 14 lees ons die volgende, want julle broeders het navolgers geword van die gemeente van God wat in Christus Jesus is in Judea, omdat julle ook dieselfde dinge gelei het van julle eie stamgenote, net soos hulle van die Jode. Nou Paulus is besig om op 'n baie eenvoudige manier 'n vergelyking te tref tussen die dinge wat die Joodse Christene deur moes maak in Judea en die dinge wat die mense in Thessalonika nou deurmaak, ook onderhand van hulle eie mense. In Judea is die Jode wat dan nou Christendom aangeneem het as hulle eie geloof, baie ernstig vervolg deur die res van die volk. Vir die res van die volk was hierdie Christendom amper soos 'n afgodsdiens waaraan hierdie mense behoort het, en het hulle met ernstigheid probeer vervolg. Ek dink net aan Paulus wat self, terwyl hy ywer gehad het vir die saak van die Here, wat rondbeweeg het om die kerk van die Here te vervolg. Dit was sy werk gewees om hulle te jag soos wat 'n mens 'n dier sal jag. Hy het van dorp tot dorp beweeg en probeer om uit te vind waar hulle is, sodat hy hulle kan doodmaak. Hy was daar by die steniging van die eerste Christelike martelaar Stefanus. So, Paulus weet presies waarvan hy praat, as hy praat van die vervolging wat Christene moes deurmaak in Judea. Want hy was een van die vervolgers gewees, iets waaroor ek seker is Paulus vir die res van sy lewe baie spyt oor was.
En tog kom hy en hy tref hierdie vergelyking tussen die twee volke en sê, net soos wat daardie kinders van die Here, maar vir hulle geloof moes vas bly staan ten spyte van die vervolging wat vanuit hulle eie mense uitgekom het, so moet julle ook vas staan in die geloof, al het daar ook vervolging uit julle eie mense se oorde uitgekom. Hierdie is vir my 'n kosbare les. Is dit nie juist partykeer die mense wat naaste aan ons is, ons familie en ons vriende, wat ons die maklikste oordeel en dit op die maklikste manier vir ons moeilik maak om kinders van die Here te wees nie? Hulle wil ons baie keer oortuig om dinge te doen wat ons nie in betrokke moet raak nie. Hulle wil baie keer oordeel wat ons doen en hulle wil baie keer die woord van die Here wat ons met hulle deel nie aanvaar nie. Elke profeet word dan tog nie in sy eie land geëer nie. En tog sê Paulus dat die verskoning dat hierdie mense jou eie mense is net nie goed genoeg is nie. Dis nie dat ek afkry van Christenskap as ek tussen my huisgesin se mense is nie. Dat ek daar net maar die ware Jakob kan laat voortkom en kan wees wie ek wil wees nie, maar ons moet altyd getrou wees aan die geloof. Selfs by ons eie mense. Selfs al is dit ons volksgenote wat besig is om teen die Here op te staan. As Suid-Afrikaanse man, as 'n man wat deel is van die boerevolk, is ek partykeer bekommerd en skaam oor die waardes en die beginsels van jong mense in ons eie volk. Mense wat kroe en partytjies vol sit, maar nie hulle voete in die kerk sit nie. Mense wat die geloof op groot skaal verlaat en agter die wêreldse dinge aanbeweeg. Maar ek kan nie toelaat dat die feit dat hierdie groot beweging uit die geloof uit binne in my eie volk my van my geloof afweer nie. Ek kan nie toelaat dat hoe meer ek dit sien en hoe meer dit prominent word in ons samelewing, ek toelaat dat ek nou maar saam met die stroom moet gaan nie. Maar ek moet vas staan in die stroom, selfs al kos dit my lyding. En Paulus is nie besig met 'n losgedagte van die vorige gedagte nie, maar hy bou eintlik op die vorige gedagte voor deur vir ons te sê, maar een van die dinge wat die evangelie binne in ons gaan bewerk, is eenvoudig die feit dat ons gaan vas staan al kos dit dat ons ly. Ek wil 'n persoonlike getuienis lewer, nie om te sê dat ek al hierdie dinge al bereik het en dat ek al perfek is in my lyding vir die evangelie nie, maar ek het 'n praktiese voorbeeld uit my eie lewe. Ek was vir 'n baie lang tyd deel gewees van 'n vriendekring en terwyl ek nie die Here geken en die Here nie werklik volledig gedien het in hierdie vriendekring nie, was dit vir my baie lekker en dit was aangename mense, goeie mense, mense teen wie ek niks het vandag nie, maar die gewoonte in hierdie groep was om baie negatief, baie vol van oordeel, baie vol van slegte dinge te wees en baie keer het dit gegaan oor ander mense en hoe sleg ander mense is en hoe geïrriteerd ons met ander mense is. En soos wat my saak in die Here Jesus Christus ontwikkel het en my geloof in die Here Jesus Christus ontwikkel het, het ek by 'n punt gekom waar ek besef het dat ek as kind van die Here nie meer deel kan wees van sulke gesprekke nie. Ek kan nie meer toelaat dat hierdie mense vir wie ek baie lief geword het, my aftrek en my deel maak van negativiteit en slegte gesprekke nie. Ek kan nie meer toelaat dat my brein besoedel word met negativiteit en met dinge wat kontra is van die Here nie. Ek wil eerder my gedagtes en my tyd vul met dinge wat vol van vrolikheid is. Ek wil eerder my gedagtes en my tyd vul met dinge wat vol van die Here Jesus Christus is. Ek wil eerder na sake en kollegas en ander mense kyk deur die lens van die evangelie as deur my persoonlike kortstondige menslike lens. En dit het ongelukkig gekos dat in daardie vriendekring ek redelik uitgeskuif was en een kant toe gesit was, deur myself en deur hulle, omdat ek nie meer kon deelneem aan hierdie gesprekke nie. En ek dink dis een van die dinge waarop Paulus hier sin speel. Terwyl hulle lyding baie ernstiger was en baie swaarder was en hulle soms met hulle lewens geboet het, ek het daar bloed op die ster van Juda gesit, op die ster van Dawid gesit, om te wys dat die bloed letterlik partykeer gevloei het vir hierdie Christene en dat hulle partykeer met hulle lewens betaal het. Terwyl dit werklik die waarheid is, weet ek dat ons vandag baie keer met vriendekringe moet betaal. Baie keer met ons gemak gaan moet betaal.
Baie keer gaan moet betaal met dinge wat vir ons altyd aanvaarbaar was, maar wat ons nou moet sê, nee, ek was verkeerd en ek kan nie meer hierdie dinge in my lewe toelaat nie. En as ons nie hierdie dinge doen nie, dan word ons nie soos hierdie gemeente in Thessalonika navolgers van dit wat die Christene in Judea gedoen het nie. Jy sien, daar's nie 'n verskil tussen ons en hulle nie. Hulle is nie beter of groter Christene of het 'n groter deel van die Gees of het ekstra kragte of ekstra dinge in hulle lewens gehad nie. Hulle was kinders van die Here net soos ek en jy. Hulle het lewens, name, families en vriende, hoop en drome en vrese gehad net soos ek en jy. Hulle het pyn gevoel net soos ek en jy, maar hulle was bereid om te sê, al sterf ek vir die evangelie. Al verloor ek my werk vir die evangelie, al verloor ek my vriende en my huisgesin vir die evangelie, ek sal altyd die Here Jesus Christus kies, maak nie saak wat gebeur nie. Maak nie saak of dit my eie mense is wat teen my staan nie. Maak nie saak of dit my eie mense is wat besig is om my te veroordeel en my te verdruk omdat ek opgestaan het vir die saak van die Here Jesus Christus nie. Om die regte ding te doen is nie altyd maklik nie, is die boodskap hier. Maar as die evangelie van waarheid in 'n mens werk, dan is die regte ding die enigste eintlike werklike keuse vir die kind van God. Daar is geen ander nie. Vat ons lewens, vat ons gemak, vat ons pynloosheid, vat ons gesondheid, vat alles wat ons besit, maar Jesus kies ons eerste. In vers 15 gaan Paulus aan om te verduidelik hoe erg die vervolging was wat die Jode teenoor hulle eie broers dan nou uitgevoer het. Vers 15 lees, wat ook die Here Jesus en hulle eie profete gedood en ons vervolg het en God nie behaag nie en teen alle mense gekant is, deurdat hulle ons verhinder om tot die heidene te spreek dat hulle gered kan word. Nou Paulus is eintlik besig met 'n verskriklike, erge en ernstige aantuiging teenoor die Joodse volk. Hierdie selfde volk wat na die Thessalonika toe gekom het en vir die mense daar probeer leer het dat hulle die wette en die gebruike van die Jode moet volg. Dieselfde volk wat vir die heidene gesê dat daar geen manier is vir hulle om tot bekering te kom nie, dat hulle nie gered kan word nie en dat God nie in hulle belang stel nie. Amper die teenoorgestelde van die rede waarom die Here hulle in die eerste plek gekies het. En Paulus kyk so half terug oor die geskiedenis van die Joodse volk en dan sê hy, maar hierdie volk wat so maklik hulle self vereer en deur hulle vereer word, is nie die prachtvolk waarvan almal praat nie, maar hulle het eintlik baie slegte dinge in hulle verlede. Hierdie volk het die Here Jesus gedood. Dit was hulle wat die Here Jesus gevat het na Pontius Pilatus toe. Dit was hulle wat druk op Pontius Pilatus uitgevoer het, sodat hy die Here Jesus gaan kruisig het. Rome het geen begeerte gehad om vir Jesus Christus te kruisig nie. Inteendeel, Pontius Pilatus was sy hande en sê, hy het geen deel aan hierdie saak nie. Hoewel hy natuurlik deel daaraan gehad het, het hy besef dat die Here Jesus niks verkeerd gedoen het nie, en op 'n stadium sê hy self, ek vind geen onreg in hierdie man nie, ek vind niks by hom wat verkeerd is of wat strafbaar is nie. Dit was die Jode gewees. Die Jode het hom voor die gereg gebring, die Jode het hom voor die hoëpriester gebring en voor die hoëpriester se pa, sodat die hom kon veroordeel en hom kon slaan en hom kon spot en uiteindelik vir hom kon laat sterwe, een van hulle eie mense. Vir 'n volk wat so 'n volkstrots het, 'n volk wat so lief was vir die Joodse kultuur en die Joodse gebruike, en 'n volk wat baie trots en nou geset het met hulle eie mense geleef het en soos broeders saam geleef het, het een van hulle eie deur die vyand laat kruisig, omdat hulle nie tevrede was met die beweging wat die Here Jesus aan die gang gesit het. Hulle het ook hulle eie profete gedood. As ons die geskiedenis van Israel sou gaan oplees, dan sal jy sien dat meeste van die profete is op een of ander manier ter dood veroordeel. Hierdie profete het nie op maklike maniere doodgegaan nie, maar hulle is in 'n put vol van modder verdrink. Hulle is in die helfte deurgesaag. Hulle is uit die stad uitgevat in die wildernis in. Ons weet van baie van hulle wat moes vlug vir hulle lewens, baie van hulle wat eenvoudig deur die konings doodgemaak is of vervolg is en wat aaklige lewens gelei het as gevolg van die feit dat hulle die woord van die Here verkondig het.
Omdat hulle probeer het om hierdie volk te help en te lei, sodat die Here weer aan hulle kant was. Meeste van hierdie profete het aaklige dode gesterf, net soos die apostels aaklige dode gesterf het, as gevolg van die volgende ding, op hierdie, en ek wil die Engelse uitdrukking gebruik, rap sheet, wat Paulus gee van die Joodse volk. Hulle sê hulle het ook die apostels vervolg. So, moenie sleg voel dat julle vervolg word nie, Thessalonisense, want selfs ons is nie uitgesluit by hierdie vervolging nie, maar ons word ook vervolg, ook deur ons eie mense. Paulus was hoeveel keer gestenig, hoeveel keer met stokke geslaan, hoeveel keer tot by die brink van die dood gebring, nie omdat hy iets verkeerd gedoen het nie, maar omdat hy die evangelie verkondig het. En dit was deur sy eie mense gewees. Dit was sy eie mense wat Petrus so erg vervolg het, dat Petrus op 'n stadium nie die waarheid heeltemal gepraat het by die mense nie, omdat hy bang was vir dit wat hulle wou gesê, wat hulle sou sê. Paulus sê prontuit, hulle behaag God nie. Dit is baie mooi ou Afrikaanse taal, maar daardie behaag God beteken eenvoudig, hulle maak God nie bly nie. Hulle doen nie die dinge wat die Here goedkeur nie. Die Here laat hulle miskien toe om hierdie dinge te doen, en hulle word miskien toegelaat om die kerk te vervolg in die Here se alleenwyse plan, maar die Here gee hulle nie sy goedkeuring nie. Dit is nie wat hy begeer vir die mens of vir sy kerk nie. Hulle is besig om teen die Here op te staan. En dan gaan Paulus en hy som dit so half op en hy sê, hierdie mense is teen alle mense, tot hulle self. En as 'n mens mooi daaroor dink, dan kom 'n mens agter dat dit eintlik baie die waarheid is, want nie net het hulle die Here Jesus aan 'n kruis gesterf en laat sterf in 'n poging om van hom ontslae te raak, sodat niemand deur hom gered kan word nie, maar hulle eie profete wat hulle probeer help het en lei het in die regte rigting, het hulle doodgemaak. Hulle het hulle apostels wat hulle die genade van die Here Jesus Christus wou gee, het hulle doodgemaak. Hulle het hulle verhinder om die evangelie aan die heidene te gaan verkondig, so hulle wou nie eers gehad het dat hierdie godsdiens wat hulle verwerp het aan die heidene verkondig word nie. Hulle was teen alle mense. Dit was vir hulle goed en reg dat alle mense eerder verlore gaan vir ewig, as wat hulle die Here sal aanbid, as wat hulle die Here sal aanvaar, as wat hulle gered sal word deur genade. Alles ter wille van kortstondige, aardse, eenvoudige besittings en eer en roem. Dis vir my merkwaardig as ek partykeer dink aan die dinge wat mense sal betaal vir die kortsigtige plesiere van hierdie wêreld. Geld, eer, roem, verhoudings, hierdie dinge tel soms vir ons baie meer as dinge wat eintlik, as ons mooi daaroor dink, vir ons baie swaarder moes weeg. As ek moet dink, as ek 'n fariseer was in daardie tyd en ek moes kies tussen my mag en my status en die eer wat ek in die samelewing gehad het en die toekoms van my ewige siel, dan sou dit tog logies meer sin gemaak het om te kies vir my ewige siel, en tog sien ons keer op keer hoe mense weggebeweeg het van die Here Jesus af, hoe hulle teen die prikkels geskop het en eerder daardie aardse tydelike dinge aan vasgeklou het. Hierdie versie herinner my om mooi te dink oor my lewe. Jy sien, die Jode wat hierdie vervolging gedoen het, het nie gedink dat hulle slegte mense is nie. Inteendeel, baie van hulle het waarskynlik gedink dat hulle besig is om die Here te dien. Maar omdat hulle harte en hulle gesindhede nie reg was nie, kon hulle die stem van die ware God nie hoor nie. Omdat hulle nie bereid was om die evangelie te aanvaar en aan te neem as die woord van God nie, kon hulle nooit ervaar wat 'n ware verhouding met God is nie. En daarom het hulle iets wat die Here bedoel het om mooi te wees en goed te wees gevat en dit in iets verander wat bloed vergiet het en vervolg het. En in dit 'n godsdiens vir 'n God van liefde verander in 'n verskoning om te moor en te plunder en te roof. En hoewel ons dit seker nie op hierdie selfde vlak vandag doen nie, is dit verseker nog nie dood nie. Hierdie gebruike bestaan werklik nog vandag. Hoeveel keer kan ons nie ons eie sin van geregtigheid, ons eie idees van reg en verkeerd gebruik om ander mense te slaan en seer te maak nie?
om hulle te vervolg en te dood terwyl van wat ons dink is reg nie. Eerder daar as wat ons, soos Paulus in Thessalonika, hulle gaan bearbei in liefde. Hulle gaan bystaan, hulle gaan ondersteun, hulle gaan versorg soos wat 'n moeder haar kinders versorg, sê Paulus. Plaas dat ons met hulle 'n verhouding gaan bou, sodat hulle vir ons dierbaar word en hulle in ons lewens die veranderende krag van die liefde van die Here Jesus Christus kan sien. Maar baie keer is ons met die vuur en die fakkel uit om te gaan en vir geregtigheid te gaan plunder en te gaan moord en verval ons terug na dieselfde beginsels as hierdie mense. Paulus se woorde word vir my opgeteken as 'n waarskuwing. Moenie so vol van jou eie geregtigheid wees dat jy God uit die oog uit verloor nie. Moenie so vol van jou eie sin van geregtigheid wees dat jy nie meer die waarheid kan herken nie, dat jy so vashou aan dit wat jy wil hê moet reg en waar en goed wees, dat jy teen die stem van die Heilige Gees moet beklei in jou lewe. Dis die herinnering van vers 15 en 16. Ons kyk vinnig na die laaste vers dan ook, wat Paulus dan hierdie gedeeltetjie mee afsluit. Vers 16, of die res daarvan. Die laaste gedeelte van vers 16 sê die volgende: sodat hulle die maat van hulle sondes gedurig vol kan maak, maar die toorn het oor hulle gekom tot die einde toe. Paulus gebruik in hierdie laaste gedeelte van vers 16 eintlik 'n baie ernstige en erge beeld. Dis die beeld van 'n beker wat volgemaak word met water, totdat daardie beker basies begin oorloop, so tot heel toe bo, die Engelse sê to the brim. En hierdie water is hierdie keer nie 'n simbool van iets goed of van seën of van lewe nie, maar van die toorn van God. En wat Paulus eintlik daardeur probeer sê is, soos wat hulle hierdie verkeerde dinge doen, soos wat hulle hierdie vervolging doen, soos wat hulle hierdie slegte dinge in kinders van die Here se lewens bewerk, is hulle eintlik maar net besig om die skaal vol te maak en vir hulle self ekstra en ekstra toorn op te bou. Dis amper soos 'n mens wat weet dat hy in die moeilikheid is. As ek in die moeilikheid is, toe ek nog jonk was by die skool, of ek het nie my huiswerk gedoen nie, dan weet ek al reeds ek is in die moeilikheid. Die laaste ding wat ek wil doen, is om die juffrou nog te vererger, deur dalk met 'n slegte houding in die klas in te stap, of dalk met 'n maatjie te beklei terwyl ek besig is om my werk te doen. So, wat Paulus hierdeur probeer sê is, hierdie mense het nie net gegaan en vir hulle self 'n realiteit geskep waar hulle in die moeilikheid was nie, maar hulle het eintlik verder as dit gegaan en nog meer as dit gaan doen en vir hulle self nog groter moeilikheid gaan opmaak. Paulus se versekering en sy waarskuwing aan hierdie mense is egter baie, baie ernstig. Maar die toorn het oor hulle gekom tot aan die einde toe. Die Here slaap nie. Die Here slaap nie, is die boodskap wat Paulus hier het, en die Here sal geregtigheid laat geskied aan elkeen wat nodig het om dit te ontvang, aan elkeen wat hulle vervolg het. En ek dink dat dit vir die Tessalonisense as bemoediging gedien het, om vir hulle te sê, hierdie mense wat so teen julle vervolg en so teen julle opstaan, gaan nie vir ewig daarmee wegkom nie. God sien wat aangaan, God sal geregtigheid laat geskied, God is regverdig, maar ook 'n waarskuwing aan ons. 'n Waarskuwing aan elkeen wat iets sal doen om in die pad van die evangelie te staan. Dat God 'n werklike God is, 'n lewende God is, 'n God van waarheid is, en 'n God wat sal vergoed die wat teen hom staan. Laat ons hierdie woorde van Paulus met baie erns aanneem. Laat ons daaroor dink met baie groot versigtigheid. En laat ons besef dat die Here nie die ongeregtigheid vir ewig sal laat seëvier nie. As ek dan na hierdie 4 verse saam kyk, dan sien ek 2 tipe mense wat Paulus beskryf. Die een word aangeraak deur die waarheid van die evangelie en begin op 'n pad van heiligmaking te stap, waar elke dag 'n dag nader aan die Here Jesus Christus is en dit wat hy vir ons in ons lewens begeer. Dit is 'n lewe waar ek konstant afskilfer dit wat my 'n sondige mens gemaak het en konstant opneem dit wat my meer en meer soos die Here Jesus Christus maak.
Die ander tipe mens is 'n mens wat in eie geregtigheid, in eie trots en met hulle eie wil, hulle eie neus volg en soms teen die kinders van die Here staan en die toorn van God vir hulle self vergader. Vanaand wil ek hê dat elkeen van ons moet besef dat daar nog steeds 'n beduidende verskil behoort te wees tussen kinders van die Here en kinders van die wêreld. Miskien is dit nie so duidelik soos in Paulus se dae waar 'n mens radikaal bekeer het en uit jou familie en uit jou godsdiens en uit jou tempel uit beweeg het na die lig toe nie. Maar vandag is daar nog steeds 'n werklike verskil tussen iemand wat die Here Jesus Christus van harte dien en iemand wat net homself dien. Iemand wat net in die tempel van die eie ek wil offer. Daar is nog steeds vandag, al is daar miskien nie vervolging en woede en haat op dieselfde mate wat daar was in die vroeë kerk nie, nog steeds vervolging teen die kinders van die Here, nog steeds mense wat teenoor die Here staan, nog steeds mense wat partykeer in hulle eie geregtigheid die saak van die Here nie bevorder nie, maar eerder dit teestaan en vir hulle self toorn verwek. Vanaand wil ek elkeen van u vra, en ek wil elkeen van ons nooi om na ons eie lewens te gaan kyk en te vra, wat is besig om te gebeur in my lewe? Is ek besig om in woede en eie geregtigheid en in my eie passies en drome en begeertes en beginsels my eie rigting te volg? Is ek besig om my eie weg te vind, al lyk dit vir my soos die weg van geregtigheid, al lyk dit vir my soos 'n goeie weg wat ek loop? Is my fokus op myself en wat ek dink goed is en wat ek dink reg is? Loop ek 'n pad van bloed, 'n pad van wraak, 'n pad van haat? Of loop ek die pad waar ek elke dag 'n bietjie minder van myself is en elke dag 'n bietjie meer soos Jesus? Onthou, sonder heiligmaking sal niemand God sien nie. Sonder dat daar hierdie proses van heiligmaking in jou lewe is jy nie gered nie. As jy nie op 'n baie duidelike manier die pad wat jy met die Here Jesus stap in jou lewe kan identifiseer nie, dan is vanaand jou geleentheid om reg te maak. Dan is vanaand die geleentheid vir jou om op jou knieë te gaan en te sê, Here Jesus, kom vul my met die Heilige Gees en kom begin hierdie werk van verandering in my. Ek wil nie meer 'n sondige mens wees, 'n verlore mens wees sonder hoop en sonder God nie. Ek wil nie meer in die dinge van die wêreld vasgevang wees nie. Ek wil geheilig wees. Geheilig beteken eenkant gesit. Geheilig beteken 'n verskil, 'n verandering. Geheilig beteken dat ek nie dieselfde as die wêreld kan wees nie. As jy 'n verskil wil maak in jou lewe en in die lewe van mense rondom jou, dan moet jy die verskil wees. Jy moet 'n kind van die Here wees, wedergebore deur sy bloed, verlos deur sy genade, gevul deur sy Heilige Gees en geheilig in sy bloed. Mag die Here vir elkeen van ons op hierdie lewensreis van heiligmaking genade gee. Mag hy ons versterk en ons opnuut inspireer om hom te vertrou vir heiligmaking. Mag ons die verskil tussen ons en die wêreld al hoe duideliker oplet, soos wat ons nader aan die Here beweeg en verder van die toorn van God wat oor hierdie wêreld kom. Mag die Here vir ons genade gee. Kom ons sluit die oë. Kom ons bid saam. Amen. Kom ons bid saam. Vader, vanaand wil ek eenvoudig vra, kom maak my heilig. Kom maak die verskil tussen my en die wêreld duidelik. Kom verander, kom vernuwe. Kom breek, skuur, skaaf en druk, totdat ek in die vorm van die Here Jesus Christus is. Totdat ek minder soos ek en meer soos hy kan wees. Lei my Here om altyd op die pad van die waarheid te bly. Om altyd die woord van God vas te hou. Om te bly by die evangelie wat ek geleer het en waarvan ek gehoor het. En Here Jesus, om U altyd daardeur te eer en te verheerlik, soos wat U my ophef, soos wat U my liefhet en my verlos.
Ek bid vir elkeen wat vanaand ingeskakel het en vra dat U hulle in die grootste liefde en genade sal seën. Dat U hulle oë sal open sodat hulle met waarheid sal kyk na hulle eie lewens. Here, en as daar iemand is vanaand wat nog nie die verskil kan sien nie, wees met hom of haar deur die Heilige Gees en gee hulle die genade om eenvoudig te sê, hier is ek, Here, kom vul my, kom verander my. Amen. Amen. Baie dankie vir elkeen wat ingeskakel het. Ek glo en vertrou dit vanaand vir u tot seën was en dat u ook die boodskap geniet het. Ons vergader weer volgende donderdag. Tot dan, mag die Here u seën. Mag die Here u bewaar. Amen.